Welkom. In hierdie video gaan ons die konsep van jurisdiksie in die Suid-Afrikaanse reg ondersoek, 'n fundamentele beginsel wat bepaal watter hof die gesag het om 'n saak aan te hoor en te beslis. Jurisdiksie verwys na die gesag van 'n hof om 'n saak aan te hoor en te beslis. In die Suid-Afrikaanse reg word jurisdiksie geklassifiseer in statutêre, geografiese en monetêre tipes, wat elk bepaal watter hof die gesag het om spesifieke sake te hanteer. Hierdie kategorieë is noodsaaklik om te verseker dat sake in die toepaslike hof aangehoor word op grond van regs, liggings en finansiële oorwegings. Wetlike jurisdiksie verwys na die gesag wat howe het gebaseer op spesifieke wette of statute wat hulle die mag gee om spesifieke tipe sake aan te hoor. Byvoorbeeld, ingevolge die wet op landdroshowe is landdroshowe gemagtig om siviele en kriminele sake binne hul voorgeskrewe perke aan te hoor, soos winkeldiefstal of klein kontrakgeskille, terwyl ernstige misdade soos moord onder die jurisdiksie van die Hooggeregshof val volgens die strafproseswet. Geografiese jurisdiksie is gebaseer op die ligging waar die geskil ontstaan of waar die partye geleë is, wat verseker dat die saak in 'n hof aangehoor word wat met die saak verband hou. Byvoorbeeld, 'n egskeidingssaak waar beide partye in Johannesburg woon, val onder die jurisdiksie van 'n hof daar, terwyl as die partye in verskillende provinsies woon, die hof in die gebied waar die aksie plaasgevind het of waar die verweerder woon, jurisdiksie sal hê. Net so, as 'n voertuigongeluk in Kaapstad plaasvind, sal die Kaapstadse Landdroshof jurisdiksie hê, ongeag die verblyfplekke van die betrokke partye. Monetêre jurisdiksie het betrekking op die finansiële perke wat deur die wet gestel word op die sake wat 'n hof kan aanhoor gebaseer op die waarde van die geskil. Byvoorbeeld, 'n Landdroshof kan siviele sake aanhoor met eise wat nie 400 000 oorskry nie, soos 'n saak vir onbetaalde huur van 250 000, terwyl eise wat hierdie limiet oorskry, na die Hooggeregshof geneem moet word, wat geen sulke monetêre perke het nie. Geografiese jurisdiksie is gebaseer op die ligging waar die geskil ontstaan of waar die partye geleë is, wat verseker dat die saak in 'n hof aangehoor word wat met die saak verband hou. Byvoorbeeld, 'n egskeidingssaak waar beide partye in Johannesburg woon, val onder die jurisdiksie van 'n hof daar, terwyl indien die partye in verskillende provinsies woon, die hof in die gebied waar die aksie plaasgevind het of waar die verweerder woon, jurisdiksie sal hê. Net so, indien 'n voertuigongeluk in Kaapstad plaasvind, sal die Kaapstadse Landdroshof jurisdiksie hê, ongeag die verblyfplekke van die betrokke partye. Monetêre jurisdiksie het betrekking op die finansiële perke wat deur die wet gestel word op die sake wat 'n hof kan aanhoor gebaseer op die waarde van die geskil. Byvoorbeeld, 'n Landdroshof kan siviele sake aanhoor met eise wat nie 400 000 oorskry nie, soos 'n saak vir onbetaalde huur van 250 000, terwyl eise wat hierdie limiet oorskry, na die Hooggeregshof geneem moet word, wat geen sulke monetêre perke het nie. Monetêre jurisdiksie het betrekking op die finansiële perke wat deur die wet gestel word op die sake wat 'n hof kan aanhoor gebaseer op die waarde van die geskil. Byvoorbeeld, 'n Landdroshof kan siviele sake aanhoor met eise van hoogstens 400,000, soos 'n saak vir onbetaalde huur van 250,000, terwyl eise wat hierdie limiet oorskry, na die Hooggeregshof geneem moet word, wat geen sulke monetêre limite het nie. Kortliks, jurisdiksie verseker dat sake deur die toepaslike hof hanteer word op grond van statutêre gesag, ligging en die waarde van die eis. Dit bied 'n gestruktureerde stelsel om te verseker dat regsprosedures op 'n georganiseerde en billike wyse gevoer word, met die wet op landdroshowe en die eenvormige hofreëls wat die besonderhede van statutêre, geografiese en monetêre jurisdiksie in Suid-Afrikaanse reg definieer.